2 en julle kan julle katekismes ook oopmaak by Sondag 49. Ons lees van vers 12 tot 18 oor die woord van die Here. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees. Kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my saam met julle almal. En om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly. Tot sover. Nou lees ons Sondag 49. Wat is die derde bede? Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit is, gee dat ons en alle mense ons eie wil prys gee, om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige teepratery gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy ampt en beroep net so gewillig en getrou kan uitvoer, soos die engele in die hemel. Ons kyk vanaand spesifiek na Filippense 2 vers 12 tot 18, om iets meer te leer oor hierdie gehoorsaamheid aan God se wil, wat ons in die derde bede van die Here vra. In Filippense 2 vers 12 tot 18 gaan nie spesifiek oor gebed nie, maar dit leer vir ons iets meer oor dit waarvan ons in die derde bede vra. As ons klaar gekyk het na Filippense 2 vers 12 tot 18, dan sal ons van daaruit toepassings maak op gebed. So in Filippense 2 vers 12 tot 18 is daar twee gedagtes wat baie prominent is, en ons gaan na hierdie twee gedagtes dan hoofsaaklik kyk. Die eerste is hierdie uitwerking van ons eie heil. Wat beteken dit? En die tweede is dan nou, dat dit is alleen die Here wat dit moontlik maak. Dit kan nie uit onsself uit gebeur nie. So die uitwerking van ons eie heil, waarna ons dan eers kyk, is prominent in vers 12, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Nou om hierdie frase te verstaan, is dit belangrik om te weet wat Paulus hier met heil bedoel. Ons kan dit ook met saligheid vertaal, of selfs met verlossing, hierdie woord. Nou sommige verklaarders gee 'n verkeerde verklaring van hierdie woord. Die verkeerde verklaring is dat dit beteken dat mense moet deur hulle eie werke hulle self waardig maak om die ewige lewe te verdien. Hulle reken die verlossing of hierdie saligheid wat ons kry is die meriete of verdienste wat hulle self moet bewerk. In hierdie opsig beteken die woord verlossing of heil basies dieselfde as regverdiging of regverdigmaking. So die woord heil kan inderdaad hiervoor gebruik word. Byvoorbeeld Romeine 10 vers 10 sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid en die mond bely ons tot redding. Daai woordjie redding is dieselfde woord as wat hierso vir heil gebruik word. So sien julle die parallelisme wat Paulus gebruik, soos Hebreëse poesie. Ons glo tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. So dit kan so gebruik word, die woord. Maar hierdie interpretasie is duidelik verkeerd van Filippense 2 vers 12. Dit kan nie beteken dat ons onsself moet waardig maak, ons moet verdien om vrygespreek te word vir die troon van God nie. Ons kan selfs in Romeine 10 vers 10 al klaar sien dat dit is nie hoe regverdigmaking daar gebruik word nie. Dit kom deur geloof, juis
nie deur werke nie. Spesifiek geloof in Jesus Christus en Jesus se geregtigheid is dan die gronde vir ons regverdiging, nie ons eie werke nie. Ons het juist vanoggend, ons het dit mooi gehoor weer. So hierdie verkeerde interpretasie wat mense gee vir Filippense 2:12 is tipies Pelagiaans, nee, ons verlossing hang van onsself af. Dit gaan oor die mense eie keuses, dit gaan oor die mense eie werk, oor sy eie meriete. Maar dit is nie wat die Bybel leer nie. So hoe moet ons dan hierdie woord heil eerder verstaan? Ons moet ons eie heil uitwerk met vrees en bewering. So die woord heil of verlossing of saligheid kan ook verwys na heiligmaking of verheerliking. In 2 Tessalonisense 2:13 kry ons juis hierdie idee van heiligmaking, dieselfde woord. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat hy julle van die begin af verkies het tot saligheid, in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Daai saligheid in heiligmaking is weer eens die woordjie heil. Ons kan net so sê heil in heiligmaking. En dan die idee van verheerliking kom ook voor in Romeine 13:11. Dis terloops alles ook briewe van Paulus. Dis om in Paulus hierdie woord gebruik. En dit te meer, dis in Romeine 13:11, en dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word, van die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. So hy praat natuurlik van die tyd wanneer Jesus Christus terugkom, daai oomblik wat ons dan verheerlik gaan word. Net so die woord saligheid, daar is dieselfde woord heil of verlossing. So ons moet dan hierdie frase in Filippense 2:12 eerder verstaan as heiligmaking. En heiligmaking en verheerliking hou juist met mekaar verband. Dit is nie asof ons die een of die ander uitsluit nie, hulle hou eintlik met mekaar verband. Verheerliking is wanneer ons liggame onsterflik gemaak word soos Jesus, en ons het laasweek ook so 'n bietjie vinnig daarna gekyk, maar in Filippense 3:20 as jy net bietjie aanblaai, gaan jy sien daar, dit is juist waarna ons verwag dat ons liggame gaan gemaak word soos Jesus se. Dit sluit dan in dat ons heeltemal sondeloos gemaak word. Onthou, dit is die sonde wat die dood veroorsaak het in die eerste plek. So om onsterflik gemaak te word, beteken dat ons dan nooit weer kan sondig nie. Dan kan ons ook nooit weer doodgaan nie. So verheerliking en onsterflikheid het te maak met sondeloosheid. So met ander woorde, met die verheerliking word ons heeltemal heilig gemaak. Dan is ons ten volle toegewyd aan God. Nie meer hierdie half diens wat mense het aan hierdie kant van die wederkoms nog. Dit is nie God volk maak liefhet nie. En hierdie verheerliking wat ons ontvang, is die geskenk wat God vir ons gee op grond van Jesus se verdienste. Dis 'n geskenk. Sondeloosheid is 'n geskenk. So verheerliking vind dan plaas wanneer Jesus terugkom en ons deur die Gees sy heerlikheid sien en ons dan in 'n oogwink verander word om soos Jesus te word. Dit sien ons in 1 Johannes 3:2. Maar heiligmaking in 'n mate daarteen is 'n proses. Dis nie 'n oogwink wat dit gebeur nie. Maar heiligmaking is soos die eerste gedeelte wat ons nou al van die verheerliking ontvang deur die werk van die Gees. So ons kan sê heiligmaking is eintlik soos 'n gedeelte van die volgende eeu wat reeds nou al deurbreek in ons lewens en ons kan nou al iets van die volgende eeu smaak. Hierdie ding van sondeloosheid. Ons kan nou al begin om ons sonde dood te maak en op te staan in die nuwe lewe van regverdig lewe. So heiligmaking is dan nou hierdie proses waar hierdie toekomstige bedeling deurbreek. Oor 'n lang tyd voel dit vir ons nou aan hierdie kant van die ewigheid, maar ons word nou al hoe meer sterf ons sondes af en ons staan op in hierdie nuwe lewe waarvan ons ook gelees het in Sondag 34, oor die bekering, lewe van bekering. Dan belangrik is verheerliking en heiligmaking is die geskenk wat Jesus vir ons gee. Dit is die genadige geskenk wat hy vir ons gee. Dit is nie 'n straf nie. Heiligmaking is nie 'n straf nie. Dis eintlik 'n vreugdevolle ervaring van die lewe wat kom, wat ons nou reeds al het. Dit is eintlik 'n aangename ding, waarna ons moet uitsien ook, en dit is ook hoekom ons daarvoor bid, waar ons later dan gaan kyk. So wanneer Paulus dan die kerk beveel om hulle eie heil met vrees en bewering uit te werk, dan sê Paulus eintlik, hierdie saligheid of die heil, die verheerliking en die heiligmaking is soos 'n geskenkpak wat iemand kry. Dis gelowiges, dit is 'n geskenk wat vir ons toegedraai is. Dis 'n ding waarna ons baie uitsien, wat baie kosbaar is. God het duur betaal om dit vir ons te gee, en hy is baie opgewonde om dit vir ons te gee.
En ons moet dan hierdie geskenk oopmaak. En ons moet dit begin gebruik en ons moet begin om dit te geniet. Dit is wat Paulus bedoel as hy sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Nog 'n gedagte van die verheerliking en heiligmaking wat in hierdie teks na vore kom, is die idee dat verheerlikt is en dan die wat heiligmaking ondergaan, skyn. So in vers 15 is gelees, julle skyn in hierdie krom en verdraaide geslag. So ons lees dat God in ontoeganklike lig woon, 1 Timoteus 6 vers 16, en wanneer mense God se heerlikheid sien, dan begin hulle ook te skyn, so hulle dink aan Moses op die berg, en Jesus dan ook op die berg saam met Moses. So wanneer gelowiges verheerlik word en by God sal woon, dan sal ons in sy teenwoordigheid wees, sy heerlikheid sal op ons skyn, en ons sal dan ook soos die son skyn, sê Matteus 13 vers 43. So ons sal nie meer lelik van ons donker sondes wees nie, ons sal nie meer krom en verdraai wees soos ons vroeër was nie. En wanneer ons nou al heiligmaking ondergaan, begin ons in 'n mate minder lelik wees, en ons begin om 'n lig te wees wat nou al hier skyn. Ons het nou al 'n gedeelte hiervan, en eendag gaan ons die volheid dan ook kry van om mooi te wees, om te skyn en nie meer lelik te wees in ons sonde soos ons was en nou ons nou nog in 'n mate is nie. Nou mens kan moontlik hier 'n skakeling maak met die engele. Engele wat in God se teenwoordigheid is, skyn ook op talle plekke lees ons dit in die Bybel, byvoorbeeld Openbaring 18 vers 1 as jy wil neerskryf en later gaan kyk. Maar dit is 'n bietjie van 'n ompad om nou daarby te kom in hierdie teks. En dit is nie duidelik genoeg vir my om op hierdie stadium dit in die oordenking in te sluit en te kan sê, so sê die Here nie, maar ons kan moontlik later hieroor gesels en daarop uitbrei. En dit is 'n interessante lyn wat 'n moontlikheid kan wees, maar ek het nie genoeg sekerheid daaroor nou nie. Maar om terug te kom nou by ons teks, moet ons nog vra waarom Paulus hier ook noem dat ons eie heil met vrees en bewering moet uitwerk. As ons dan reeds gered of geregverdig is daar mos nie meer iets om voor bang te wees of om te vrees nie. Nou dit is waar, dat as ons in Jesus geregverdig is, ons nie die ewige verdoemenis hoef te vrees nie. Die vrees en bewering is nie 'n verwysing dat ons onsself moet regverdig, anders gaan ons vir ewig verlore gaan nie. Ons het mos nou gewys dat heil hierso nie beteken dat dit of nie ons regverdigmaking verwys nie. Dit kan eerder dan beteken dat as ons nie heiligmaking in ons lewe sien nie, of as daar nie heiligmaking in ons lewe is nie, dat ons nie waarlik in Jesus deur 'n ware geloof ingeplant is nie. Ons wil heiligmaking uitwerk en dit in ons lewe sien, sodat ons sekerheid kan kry dat ons 'n ware geloof het en dus werklik aan Jesus deel het. Dus sonder heiligmaking, sê Hebreërs 12 vers 14, sal niemand die Here sien nie. Let wel dat ons heiligmaking nie die meriete dan nou is waardeur ons die ewige lewe verdien nie. Dit is eerder die vrug van ons redding. Ons ondergaan nie heiligmaking om gered te word nie. Ons word gered om heiligmaking te ondergaan. Die vraag is nie, is ek goed genoeg om die ewige lewe te verdien nie? Die vraag is dan eerder, het ek 'n ware geloof wat my aan Christus laat deel kry? En hier is wat ons ook in Sondag 32 bely. Verder doen ons goeie werke, dis waar daai Sondag gaan verder, doen ons hierdie goeie werke, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry, dat ons dan nou 'n ware geloof het. Nou hierdie waaroor ons net gepraat het, is 'n moontlike interpretasie wat nie in stryd is met die skrif of met ons belydenis nie. Maar ek dink wel nie dit is wat Paulus nou hier in gedagte het nie. Die frase met vrees en bewering in die Nuwe Testament is regtig eie aan Paulus. Net Paulus gebruik daai frase vrees en bewering in die hele Nuwe Testament. So 1 Korintiërs 2 vers 3 is 'n voorbeeld daarvan, 2 Korintiërs 7 vers 15, Efesiërs 6 vers 5 en Filippense 2 vers 12 wat ons nou lees. So ek hou net vir ons een gedeelte voor, Efesiërs 6 vers 5 tot 8, wat vir ons 'n idee gee wanneer Paulus hierdie frase gebruik. Hoe gebruik hy dit? So Efesiërs 6 vers 5 tot 8 sê Paulus, diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees met vrees en bewering, in opregtheid van julle hart soos aan Christus, nie met oediens soos mense behaars nie, maar soos die diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen en met goedwilligheid die Here dien en nie mense nie, omdat julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy 'n slaaf is of 'n vryman. So hierdie frase met vrees en bewering het meer daarmee te maak dat iemand die begeerte het om vir die Here welgevallig te wees,
en dat die Here dan 'n welbehae in 'n mens het. Dit is nie 'n vrees om vir ewig te verlore te gaan nie, maar dit is 'n vrees dat mense werk en optrede wat mens nou doen, nie die Here se welbehae dra nie. Ons sien ook in vers 13 dat die uiteinde van ons wil en ons werk is dat ons dan vir God welbehaaglik is, nee, dis na sy welbehae. Hierdie vrees en bewering is dan meer soos 'n kind wat die begeerte het om sy vader bly te maak. As hy misluk, is hy vrees nie dat hy uit die huis verwerp sal word nie, maar dat hy die geleentheid verbeur het om sy vader bly te maak. Of dit is soos 'n bruid wat haar sal versier om die gejubel van haar bruidegom oor haar te hoor, soos ons vanoggend ook gehoor het oor die bruid en die bruidegom. God se welbehae het ook daarmee te maak dat ons aanprysing van God af ontvang. Ons sien in vers 16 dat Paulus noem dat die Filippense Paulus tot 'n roem is. Dit is 'n belangrike gedagte hierdie by Paulus en hy skryf baie hieroor. Later in Filippense 4 vers 1 noem Paulus ook dat die Filippense sy kroon is. Wat Paulus daarmee bedoel is nie dat hy aanprysing van mense wil ontvang nie, maar dat hy die aanprysing van God wil ontvang. 1 Korintiërs 4 vers 1 tot 5 maak hierdie weer duidelik uit Paulus se gedagtes uit. So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus, die woordverkondiger spesifiek praat dan oor, en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. Maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie, want ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborgde dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die hart openbaar sal maak. En dan, wanneer dit gebeur, sal elkeen lof van God ontvang. Dit is die roem waarvan Paulus praat en die kroon waarvan hy praat. Dit is die aanprysing van God wat sy begeerte is dat hy dit sal ontvang. So hierdie vrees en bewering is 'n element van die konsep van, as ons deur die hele Bybel gaan, die konsep van vrees van die Here. Dit is 'n aspek van hierdie vrees van die Here, is die begeerte om hom welbehaaglik te wees. Dit is nie die som totaal van vrees van die Here, maar is 'n aspek daarvan. Hierdie begeerte om vir die Here welbehaaglik te wees. En deel van die heerlikheid wat ons in die toekomstige eeu gaan ervaar, is die genadeloon. Ons is verlos ook om 'n genadeloon te ontvang. En hierdie gedeelte in Filippense 2 vers 12 tot 18 kom juis na die gedeelte in Filippense 2 vers 11. Dis belangrik om daai in gedagte te hou. En in daardie gedeelte Filippense 1 vers 1 tot 11, Filippense 2 vers 1 tot 11, moedig Paulus gelowiges aan om dieselfde ingesteldheid as Jesus te hê. Dat Jesus homself gegee het om ander te bedien. Hy het die ander se belange hoër as sy eie geag. En as gevolg van Jesus se gehoorsame en nederige diens, het hy die naam bo alle name gekry. Die Here het vir hom heerlikheid gegee. Nou God verlos ons om soos Jesus te word. Ook in die opsig tot gehoorsame en nederige diens, selfs deur lyding heen. Maar dis nie al hoe ons soos Jesus is nie. Ons is ook soos Jesus in die opsig dat ons beloning sal ontvang vir die gehoorsame en nederige diens. Vir ons is daar ook na die vernedering is daar ook verheerliking. So die vrees van die Here begeer dat die Here 'n welbehae in 'n mens vind. Dit begeer sy aanprysing. En dit begeer dan ook sy beloning. So in hierdie opsig moet ons dan sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Volg Jesus se voorbeeld en volg ook Paulus se voorbeeld, soos hy homself voorhou in hierdie gedeelte. Dis dan nou vers 12, so werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Nou kom ons by die gedeelte in vers 13, die volgende groot gedagte, dat dit is alleen God wat dit moontlik maak om ons eie heil met vrees en bewering uit te werk. En julle sal sien, soos ons nou hierdeur werk, gaan die res van die verse ook eintlik saamgevat word. So kan 'n mens hulle eie heil uitwerk met vrees en bewering? So natuurlik nee. Vers 13 begin met 'n want. Dit gee die rede waarom gelowiges hul eie heil met vrees en bewering kan uitwerk. Want dit is God wat dit in hulle werk om te wil en te werk. As dit nie vir God is nie, wil geen mense doen nie en kan hulle dit ook nie doen nie. Nou hierdie gedagte dat dit is God alleen wat dit in ons kan werk om te wil en te werk,
word duideliker in die volgende paar verse van hierdie gedeelte. En Paulus maak in hierdie verse wat ons nou gelees het, eintlik verskeie heenwysings na die Ou Testament, wat dit dan vir ons nog duideliker maak, dat die mens nie self sy eie heil met vrees en bewering kan uitwerk nie. Nou die duidelikste heenwysing na die Ou Testament is vers 15, waar Paulus na Deuteronomium 32 vers 5 verwys. En julle kan gerus hierdie gaan neerskryf en dit bietjie vergelyk. Maar wanneer Paulus verwys na Deuteronomium 32 vers 5, dan maak hy 'n paar belangrike veranderinge. So ek hou vir ons eers Filippense 2 vers 15 voor en dan lees ek vir ons Deuteronomium 32 vers 5 weer. So Filippense 2 vers 15 sê, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Nou as julle eie Bybels oopmaak by Deuteronomium 32 vers 5, dan gaan julle ook lees 'n verkeerde en 'n verdraaide geslag, wat 'n duidelike korrelasie is. Nou, Paulus het die Septuagint hierso gebruik, en as mens nou die Septuagint is die Griekse vertaling, hy gebruik presies dieselfde woorde daar vir die krom en verdraaide geslag, as wat mense in Deuteronomium 32 kry. Maar dan is ook nog 'n interessante korrelasie. So ons het in Hebreëus, in Deuteronomium 32 vers 5, kom ek lees dit gou daai vers vir julle. Hulle het verderflik teen hom gehandel. Hy praat van die Israeliete. Moses sing 'n lied oor die Israeliete. Die wat seuns nie was nie, maar hulle skandvlek, of hulle was 'n skandvlek. 'n Verkeerde en verdraaide geslag. So hulle hoor daai verkeerde en verdraaide geslag. Maar nou is daar ook hierdie woord seuns, en dan dat hulle 'n skandvlek is. Nou daai woordjie seuns in die Septuagint weer eens is kinders dan, nou nie seuns nie, soos wat Paulus hier sê kinders. Maar dan daai woordjie skandvlek is mometa in Grieks. Ek sê dit maar jy hoef nie die woord te onthou nie, maar hoor net wat sê Paulus as hy sê julle kinders sonder gebruik. Hy sê tekna amoma, mometa amoma. Daai woorde korreleer met mekaar. Net soos die krom en verdraaide geslag. So ons weet Paulus verwys na daai gedeelte, maar hy maak 'n verandering. Hy sê julle is nie soos die Israeliete nie. Hulle was 'n skandvlek geweest. Hulle was vol gebrek, maar julle is nie vol gebrek nie. En dan sê ook die Israeliete het verderflik teen die Here gehandel, maar oor die Filippense sê hy of die Christene sê hy julle sal onberispelik en opreg wees. So daar's 'n kontras tussen die Israeliete en die gelowiges wat in Filippi wat Paulus hier so uitlig. So hierdie kontras of hierdie verandering lê dan klem daarop dat die kerk nie soos die Israeliete is nie. Net voor hierdie gedeelte in Deuteronomium 32 waarna ons verwys het Moses vir die Israeliete in Deuteronomium 31 vers 27 gewaarsku dat hy hulle ken en dat alhoewel hy nog by hulle was, dat hy daar by hulle gelewe het, was hulle ongehoorsaam geweest. Hoeveel te meer sal hulle nou nie ongehoorsaam wees nou dat hy doodgaan nie, sê Moses. Nou Paulus verwys ook terug hierna toe eintlik in Filippense 2 vers 12. As mens nou besef, hy verwys na Deuteronomium 32 en kom jy agter, hier is 'n groter konteks wat hy in gedagte het. So Paulus sê aan die begin van Filippense 2 vers 12 dat die gelowiges gehoorsaam was, nie soos die Israeliete nie. Terwyl hy nog gelewe het, was hulle gehoorsaam geweest. En hy sê ook, hulle sal gehoorsaam wees wanneer hy dood is. Nie soos die Israeliete nie. So toe Paulus hierdie brief geskryf het aan die Filippense, was hy mos in die tronk gewees en hy het nie geweet of hy doodgemaak gaan word nie. So as hy nou in vers 12 verwys na sy afwesigheid, dan verwys hy eintlik na sy moontlike dood. As hy praat van sy afwesigheid, praat hy nie dat hy bloot maar net fisies afwesig is op 'n ander plek in die wêreld as die Filippense, want hy is nou al klaar fisies afwesig op 'n ander plek in die wêreld. Dis hoekom hy 'n brief moet skryf. So Paulus se verwysing is dan eintlik na sy dood. Hy weet as hy doodgaan, dan gaan hulle nog steeds gehoorsaam wees, nie soos die Israeliete met Moses nie. En dan weet ons ook Paulus sê later dat hy as 'n drankoffer uitgegiet gaan word. Oor hierdie godsdiens van die gelowiges in Filippi. Dis ook 'n verwysing na sy dood wat moontlik om die draai is. So as nou terugdink, Moses het altyd ervaar hoe die Israeliete in die woestyn murmureer en teepraat. Hoor hulle daai korrelasie ook. Die gelowiges aan wie Paulus hier skryf, sal nie soos die Israeliete so aanhoudend murmureer en teepraat nie, wat ons daar in Filippense 2 vers 14 lees.
So hierdeur wys Paulus dat hy in 'n ander posisie as Moses is. Die Israeliete was onder die ou verbond, die Sinaï verbond, en die Here het die verbond vir verskeie redes gegee. Een van die redes, nie die enigste rede nie, een van die redes was om te wys hoe hard die mense hart na die sondeval geword het. Paulus noem die Sinaï verbond die bediening van die dood in 2 Korintiërs 3 vers 7. Dit is nie omdat die Sinaï verbond geen genade gehad het nie, inteendeel, dit het oor en oor gewys dat God uit genade red en dat hy die offer voorsien om vergifnis te bewerk. Hy het vir hulle seëning op seëning gelaai, hy het vir hulle profete gestuur, hy was geduldig geweest met hulle. Maar die Sinaï verbond is eerder 'n bediening van die dood, in die sin dat alhoewel Israel so baie voordele en seëninge van die Here ontvang het, menslik gesproke het hulle alles ontvang waarvoor mens kan vra. Ten spyte hiervan het hulle nog steeds as nasie daarin volhard om teen God te rebelleer. Die hele geskiedenis van Israel onder die Sinaï verbond wys dat daar geen tekortkoming by God was, sodat Israel rede gehad het om te rebelleer nie. Die skuld lê geheel en al by Israel. Soos wat ons gesing het in Psalm 81, dan in vers 13 sê hy juis hierdie rede, dit is omdat hulle harte hard geword het. So as Israel wat al hierdie voordele ontvang het en steeds nie verander het nie, hoeveel te meer enige ander mens wat nie eers al Israel se voordele ontvang het nie. Hoeveel te meer sal hulle hart nie ook maar net hard wees nie. Israel wat 'n lig vir die nasies moes wees, het net so donker soos die nasies geword. En sodoende wys die bediening van die dood hoe dood mense na die sondeval is. Hulle is heeltemal verhard in sonde, heeltemal rebels. En hulle sal nie aan God gehoorsaam wees, hy kan nie bekeer nie en kan nie in hom glo nie. Hieruit is dit dan duidelik dat geen mens sy eie heil met vrees en bewering kan uitwerk nie. Die Here moet eers die mens deur die Heilige Gees wederbaar. En dan ook nog verder deur die Heilige Gees in heiligmaking moet laat groei, sodat daar verandering kom. Die hele Ou Testament is vol profeseë wat nou juis uitsien na die dae wanneer die Here die Heilige Gees gaan uitgiet. En die bediening van die dood sien uit na die Gees wat lewe bring. En dit is wat die bediening van dood vir ons moet wys. Een deel van die Sinaï verbond. Mens moet nou wel nie die fout maak om te dink dat daar geen gelowiges in die ou verbond was nie en dat die Heilige Gees toe nog glad nie gewerk het nie. Daar was verskeie gelowiges wat toe ook al deur die Gees wedergebore is en bekragtig is vir hulle dienswerk. Ons kan Hebreërs 11 lees ons van baie gelowiges in die Ou Testament en dit is ook nie eers al die gelowiges, ons baie meer gewees. Dit was egter 'n verbond wat nog met tipes en skade wees geleer het van die nuwe verbond wat sal kom. Die nuwe verbond sal beter wees en ook volmaak wees. Dit sal nie nodig wees om die nuwe verbond te vervang nie, want dit is die volmaakte volkome een waarop alles heen gewys het. Dit beteken die nuwe verbond sal 'n groter werk van die Gees hê en nog duideliker openbaring sê as die Sinaï verbond. En in die nuwe verbond sal God se volk nie so donker soos die nasies word nie, maar sal 'n lig wees. Soos ons lees in vers 15. Die voorrang van die nuwe verbond bo die ou verbond word juis daarin duidelik dat mense wat vroeër heidene was, boonop nog Romeine ook hier in Filippi, hierdie mense dien nou die Here getrou. Maar kyk wat doen die Jode onder die ou verbond in hierdie tyd. Hulle het die Christus doodgemaak en vervolg Christus se kerk. Hulle is nie deel van die lig nie. Hulle is 'n krom en verdraaide geslag. En dit is nou die heidene wat ingekom het en waarlik deel van God se volk in die nuwe verbond is. En ons is nou 'n lig vir die Jode, sodat hulle ook hopelik sal inkom weer, tot inkeer kom, deel word van God se volk. Maar dit is nie net vir die Jode nie, dit is ook vir die hele mensdom. Want die Israeliete as nasie, as 'n krom en verdraaide geslag, is 'n prentjie van die doodsheid waarin die hele mensdom na die sondeval is, waaruit ons ook gered is, en dat ons nou 'n lig is. So die kerk van die nuwe verbond is die lig wat nie uitgedoof sal word nie. Dis wat Paulus dan nou hier vir ons skryf. So Paulus vermaan gelowiges dat ons in 'n nuwe en beter bedeling lewe as Israel onder die ou verbond, met hierdie heenwysings. Ons kan nog minder daarmee tevrede wees om soos die Israeliete te murmureer en vol teespraak te wees. En hierdie is nogal 'n belangrike vers vir my en my gesin die afgelope week, wat ons amper die hele week sonder krag gesit het.
Die Here het vir ons 'n voller werking van die Heilige Gees gegee. En nog meer openbaring in die nuwe verbond, as wat in die ou verbond was, sodat ons beter kan vorder ook in heiligmaking dan. Die Israeliete wat in die woestyn gemurmureer het en so vol teespraak was, het dit gedoen omdat hulle ten diepste geglo het dat God boos was en hulle net tot 'n gruisame dood in die woestyn of aan die hand van die reëse wou bring. Maar dit was reeds in die Ou Testament al duidelik, heeltemal duidelik genoeg om te weet dat dit nie die geval is nie. God is eintlik goed vir sy volk. Maar ons in die tyd van die Nuwe Testament het al meer helderheid as wat die mense in die Ou Testament gehad het. En ons weet definitief dit is nie die geval nie. God het self sy eie seun vir ons gegee, sodat hy in ons plek die gruisame dood gesterf het, wat ons verdien het, wat ons moes sterf, sodat ons nou 'n lewe van heerlikheid kan ontvang in die beloofde land, die nuwe hemel en aarde, waar ons vir ewig saam met God gaan woon onder sy seun. So ons het nog minder rede as die Israeliete om te kla en te stry teen die manier hoe God bepaal dat dinge werk. Nou, hoe kan ons beter vaar as die Israeliete? Filippense 2 vers 16 sê, ons moet vashou aan die woord van die lewe. Dit is die bediening van die nuwe verbond, nie die woord van die dood nie. As ons dit doen, sal ons 'n lig in die wêreld wees wat God verheerlik, wat hom welbehaaglik sal wees en baie mense tot redding sal lei, tot bekering sal lei. Nou kan ons hierdie gedeelte gaan toepas. En ons sluit hiermee af. Net soos met die tweede bede, waarna ons laasweek gekyk het, het die derde bede ook weer twee aspekte waarvoor ons vra. In die derde bede vra ons dat die verheerliking kom. Laat U wil geskied, dat ons volkome nooit weer sal sondig nie. Ons bid daarvoor. Dat in die eeue wat kom, sal ons aan God verheerlik en volmaak wees, soos die engele ook, om volmaak gehoorsaam. Ons bid daarvoor, dit is waarvoor ons moet bid. Maar ons vra ook dat ons alreeds nou die voorskot daarvan kan ontvang. Daai eerste gedeelte van die volgende eeu wat deurbreek na ons, ons vra daarvoor ook. Ons vra nou al vir die heiligmaking, sodat ons nou in hierdie lewe al hoe meer gehoorsaam sal word. So ons moet daarvoor bid, vir die twee dinge. Nou die verskil tussen die tweede en die derde bede, is dat die tweede bede, waarvoor ons nou vra, laat U koninkryk kom, die tweede bede het 'n groter fokus op die bediening, wat ekstern van ons tot ons kom. Ons bid dat die bediening na ons toe kom, maar in die derde bede, laat U wil geskied, hierdie derde bede se fokus is meer daarop dat ons intern ook dan nou gehoor gee aan die bediening van die verbond, en dat ons daaraan gehoorsaam is. Wanneer ons gehoorsaam is aan die bediening van die verbond, word God se naam geheilig, en sy naam word geheilig, wanneer sy koninkryk kom, en ons gehoorsaam word, en al meer gehoorsaam begin optree, deur die heiligmaking, en dan, totdat die verheerliking eendag kom. Dit is dan nou, sien julle hierdie drie gebede gekonnekteer is aan mekaar, nee, as wanneer ons gehoorsaam is, beteken dit God se koninkryk het gekom, en dan word God se naam verheerlik. Ons bid, dat ons al hoe meer ons eie wil sal aflê, en aan God se wil gehoorsaam sal wees, omdat ons weet dat ons dit nie self kan doen nie. Dis die volgende punt waarop ek wil aandag gee. Ons bid juis omdat ons weet, ons kan dit nie self doen nie. Ons weet hoe swak en boos ons van nature en vanuit onsself is. So ons vra dit van ons Vader in die hemel, hierdie dat hy vir ons sal gee, dat ons gehoorsaam sal wees, want ons weet dat elke goeie gawe en geskenk kom van hom af, en dit is mos nou juis 'n goeie gawe en geskenk wat Jesus vir ons leer om voor te vra hierso. Hierdie, soos ons laasweek ook gesê het, Jesus leer van ons 'n gebed wat beantwoord sal word. Dit is in lyn met God se wil. So as ons hierdie vir die Here uit geloof vra, selfs met geloof wat so groot soos 'n mosterdsaadjie is, sal ons dit ontvang. Ons sal heiligmaking in hierdie lewe ontvang en verheerliking in die komende eeu, as ons maar net met 'n mosterdsaadjie geloof dit vra. So bid dan dat die Here jou sal help om meer getrou Bybel te lees, om meer getrou te bid, dat jou begeertes verander sal word, om nie vreugde in jou sondes te vind nie, maar in God en in sy wet. Bid dat die Here jou vrees vir hom groter sal maak, as jou vrees vir mense,
sodat jy eerder sy aanprysing wil ontvang en sy loon, as die aanprysing en loon van mense. Bid dat die Here jou sal help om nie te kla of te stry teen hoe die Here dinge nou beskik nie, maar dat hy jou eerder dankbaar sal maak. Bid vir mekaar se heiligmaking, in die gesinne en ook in die gemeente. En dan laastens, as julle oor julle lewens terugkyk, dink aan die kere wat julle vir hierdie dinge al gebid het. Dink terug, toe jy gebid het vir hierdie dinge. Dit is tog so, dat die Here hierdie goeie dinge vir 'n mens gee, is dit nie? Dink daaraan en wees dankbaar daarvoor. Ons moet mekaar bemoedig om hiervoor te bid, en dankbaar daarvoor te wees wanneer die Here dit vir ons gee. Matteus 7 vers 7 tot 11. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle wat as sy seun hom brood vra, hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Amen. Kom ons bid saam.